Koning Louis Leo was baie bekommerd, omdat die boskinders nie kon lees en skryf nie. Daarom het hy op 'n dag vir oupa Uil laat roep en lank met hom oor sy bekommernis gepraat. Die boskinders moet kan lees, oupa Uil, sê koning Louis Leo baie bekommerd. Ja, dit is so, u majesteit, antwoord oupa Uil. Maar die mensekinders leer hulle kinders allerhande goed wat in hulle wêreld belangrik is. Ons boskinders sal niks daarvan verstaan nie, want hulle weet nie wat daar in die mensewêreld aangaan nie. Nou hoe gaan ons dan maak, wil koning Louis Leo weet. Ek het 'n plan, u majesteit, sê oupa Uil. Dan is dit goed so, oupa Uil. Jy is 'n wyse voël en ek vertrou jou om ons boskinders te leer. Doen wat nodig is. Die volgende oggend vroeg roep oupa Uil al die voëls van die bos nader en sê hulle moet 'n boodskap aan al die pappas en mammas van klein bosdiertjies gaan oordra. Sê vir hulle, koning Louis Leo sê al die boskinders moet dadelik by sy plat klip bymekaar kom vir spesiale skool. So gesê, so gedaan. En toe die sonnetjie net mooi sit, is al die boskindertjies voor die groot plat klip by koning Leo. Môre, 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 groet koning Louis Leo vriendelik. Hy wil nie kwaai klink nie, want net nou skrik die dierkindertjies en dan hardloop hulle terug huis toe. Wie van julle wil graag leer skryf en lees? Vra koning Louis vriendelik. Al die diertjies skreeu met een stem. Ek. Oupa Uil lag lekker. En nou maar goed, ek gaan julle leer. Kom sit julle hier mooi en luister nou mooi vir my. En hy vat 'n groot stok in sy een vlerk vas. En met hierdie stok gaan ek hier in die los sand vir julle skryf hoe elke klein lettertjie van die alfabet lyk. Wat is 'n alfabet? Wil klein hyena weet. Oupa Uil hou daarvan as die kleintjies vra, want dit beteken dat hulle luister en dink. Dit is 'n klompie tekentjies wat ons gebruik om die verskillende klanke wat ons met ons monde maak wanneer ons praat, neer te skryf, sodat dit woorde vorm op papier of in die sand. Dit is slim, sê klein renoster. Ja, baie, sê oupa Uil. Nou wie van julle kan vir my sê hoeveel van hierdie tekentjies daar in die alfabet is? Die boskinders dink en dink en dink. Oupa Uil begin weer lag. Toe maar, ek kan sien julle weet nie. Kom ek sê vir julle, daar is 26 van hierdie tekentjies. Net 26? Vra Eystervarkie verbaas. Ja, Eystervarkie, net 26. Kan jy dit glo? Dit hang nou net af hoe mense hierdie tekentjies langs mekaar rangskik, sodat jy verskillende woorde en klanke kan neerskryf. Maar kom ons begin sommer al vandag met ons eerste klankles. Ek gaan vir julle vandag die eerste 4 letters van die alfabet se klein lettertjies leer. Wil julle graag weet hoe dit lyk? Ja, skree al die diertjies gelyk. Nou maar goed, kom ons begin heel voor. Die eerste klank en letter van die alfabet is die A. Sê al die kindertjies agter oupa Uil aan. En A lyk so wanneer jy dit neerskryf. Die boskindertjies se oogies is weer groot en hulle kyk hoe oupa Uil met sy lang stok in die sagte sand skryf. Eers die maagie, sê oupa Uil en trek met sy stok 'n halwe sirkel linksom. En dan die beentjie. En hy trek 'n regaf streepie wat teen die halwe sirkeltjie wat hy eers getrek het staan. Dit lyk amper asof die halwe sirkeltjie teen die regaf streepie vassit. Ja, sê oupa Uil. Dit is hoe die klein lettertjie A lyk.
Die bos kleingoed klap hande. Sê hulle aanhoudend. En nou goed, nou moet julle dit voor julle in die sand oefen. In 'n japtrap het elke diertjie dit geoefen en kan elkeen 'n baie mooi A skryf. Nou, die tweede letter van die alfabet is die B. Weer herhaal die diertjies. Die B. Alhoewel ons sê B om die alfabettekentjie te skryf, is dit eintlik 'n B. Wanneer ons praat, gebruik ons die B klank en sê ons nooit B nie. Nou kom ons skryf die B klank, sê oupa uil. En weer trek hy met sy stok in die sand. Eers 'n lang reguit streep van bo na onder en dan weer so 'n snaakse halfmaan magie, soos wat die aal gehad het aan die ander kant van die lang streep vassit. En dit is die B klank se tekentjie. B, eers die beentjie en dan die magie. Die diertjies is baie opgewonde en begin dadelik weer oefen om die B neer te skryf. Sodra oupa uil tevrede is dat almal dit mooi reg gekry het, gaan hy aan na die volgende lettertjie. Dit is die C letter. Kinders, sê oupa uil, ons gebruik hierdie C tekentjie baie min in Afrikaans. Maar wanneer ons hom gebruik, is dit gewoonlik in woorde wat ons uit ander tale geleen het. So is daar die woord cheetah. Net toe oupa uil cheetah sê, glimlag klein cheetah van oor tot oor. Ja, cheetahjie, jou naam se eerste letter begin met 'n C en hy lyk so. Oupa uil skryf weer in die sand met sy lang stok. Hy trek 'n sirkel, maar maak nie die lyn aan die regterkant van die sirkel toe nie. Dit is hoe die C lyk. Kom, probeer dit nou. Die boskindertjies leer en skryf fliks. Goed, nou ons laaste een vir vandag. Dit is die D tekentjie. Maar soos ek net nou gesê het met die B klank, sê ons nie B wanneer ons praat nie, ons sê B. Net so is dit met die D klank. Ons sê D wanneer ons praat en nie D nie. Nou kom ons kyk hoe mooi lyk hierdie klank wanneer ons dit neerskryf. Oupa uil trek weer met sy stok in die sand voor hom. Eers 'n halwe magie, soos wat hy gemaak het met die A, en dan teenoor die halwe magie 'n lang streep van bo na onder, soos wat hy met die D gedoen het. D, amper soos met die A teken, skryf ons eers die magie en dan 'n lang beentjie. Toe die boskinders almal die D teken geoefen het, is oupa uil baie tevrede. Julle het vandag baie goed geoefen en mooi geluister, kindertjies. Julle het geen huiswerk vir môre nie. Maar wanneer julle nou vanmiddag by die huis kom, kan julle gerus vir pa en ma wys hoe mooi julle al die eerste 4 letters van die alfabet kan skryf. Ja, skree al die boskindertjies opgewonde. Kom ons kyk nou gou wat ons vandag geleer het, sê oupa uil. Ek gaan nou vir julle dit baie maklik maak om te kan onthou. Wat is die eerste letter van die alfabet wat julle vandag geleer het? A, sê al die kinders met een stem. Mooi, sê oupa uil. En watter dier se naam begin met 'n A? Dadelik gaan Aapie se hand op. Aap, sê hy, en val amper van sy tak af. Mooi, Aapie, sê oupa uil. Dan sê ons van nou af, A staan vir Aapie.
Als dan vir Appie, sê al die dierkinders. Nou, watter dier se naam begin met 'n B? Wil oupa uil weet. Beer. Roep Beertjie hard uit. Dis reg, Beertjie, Sê oupa uil. so van nou af is dit B vir Beertjie. Roep al die boskindertjies uit. En wat van die C? C vir cheetah. Dis reg, C vir cheetah. En wat van die D? Donkie, sê klein donkie onder die boom en sy een oor staan sommer so spits. 'n Pragtig klein donkie. Dis reg, dit is D vir donkie. Nadat die skool uitgekom het, was die bosdiertjies flou van die dag se les. Hulle het net vir pa en ma gewys hoe oulik hulle die eerste 4 letters van die alfabet kan skryf en toe is hulle poegaai. Koning Louis Leeu was baie tevrede met die boskindertjies se flikse vordering. Leer om die klein letters van die alfabet te skryf saam met die boskinders. Stuur 'n boodskap aan die Storiekas op Facebook om die PDF-werksboek aan te koop teen R100.